loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Ek gee alles vir u, want u is almagtig. U is almagtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want u sien die groter plan vir my. Op my knieë voor u roep ek uit. Hier is ek, Heer, met my arms uitgestrek voor u. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, voorop my, vou my soos u wil. Hier is ek, Heer, voor u. Ek gee alles vir u, want u is almagtig. U is almagtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want u sien die groter plan vir my. Op my knieë voor u roep ek uit. Hier is ek, Heer, met my arms uitgestrek voor u. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, voorop my, vou my soos u wil. Hier is ek, Heer, voor u. Minder van myself, meer van 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 u. Hier is ek, Heer, met my arms uitgestrek voor u. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, voorop my, vou my soos u wil. Hier is ek, Heer, voor u. Stories van die Bybel. Moses en die Rooi See. Hierdie is Moses, 'n Israeliet wat in Egipte gebore is.
in 'n tyd toe Israelitiese seuns nie veronderstel was om te oorleef nie. Moses het egter in die paleis van die farao groot geword, dieselfde man wat die Israeliete as slawe gehou het. Toe Moses groot geword het, het hy 'n groot fout gemaak. Daarom het Moses uit Egipte gevlug na die land van Midian. Baie jare later het God Moses teruggeroep na Egipte toe om sy volk te red, met die hulp van sy broer Aaron. Die farao wou egter nie God se volk laat gaan nie. En God het sy krag reg deur Egipte gewys deur verskeie plaae te stuur. Selfs met al die lyding het Farao se hart hard gebly en wou hy nie die volk laat gaan nie. Op die nag van die laaste plaag het Farao wakker geword van 'n groot gehuil in Egipte. Want daar was nie een Egiptiese huis waar niemand gesterf het nie. Farao het Moses en Aaron laat roep en vir hulle gesê om Egipte saam met die Israeliete te verlaat. So het die Israeliete dadelik Egipte verlaat op pad na die beloofde land. Hulle het baie rykdom saamgeneem uit Egipte. Hulle het Josef se beenderre ook saamgeneem soos hulle hom baie jare van tevore beloof het. God het hulle gelei met 'n wolkkolom bedags en 'n vuurkolom snags. God het vir Moses gesê om die volk langs die oewer van die Rooi See te laat kamp. God het vir Moses gesê dat die Egiptenare hulle sou agtervolg, maar dat hy sy heerlikheid en krag daardeur sou wys. Toe Farao hoor dat die Israeliete weg is, het hy van plan verander en sy leer gereed gemaak om hulle terug te bring. Die Egiptenare het die Israeliete gevind waar hulle langs die see gekamp het. Toe Farao en sy leers naderkom, Het die Israeliete paniekerig geword. hulle het na God uitgeroep en vir Moses gevra: "Hoekom het jy ons hierheen gebring om in die woestyn te sterf?" Maar Moses het vir die volk gesê: "Moenie bang wees nie, die Here self sal vir julle veg. Bly net kalm." Toe sê God vir Moses: Hoekom roep jy tot my? "Sê vir die volk hulle moet aanstap." Toe dit aand word, Het die wolkkolom vuur geword en tussen die Israeliete en die Egiptenare in beweeg. Toe het Moses sy hand oor die see uitgesteek en God het 'n pad deur die water oopgemaak met 'n sterk wind. Die wind het die hele nag gewaai en die seebodem in droë grond verander. Die volk Israel het toe deur die middel van die see op droë grond geloop met watermure aan elke kant van hulle. Tot in die middel van die see. Maar net voor dagbreek het God van die vuur en wolkkolom af neergekyk op die Egiptiese leer en hulle in totale verwarring gegooi. "Laat ons hier wegkom, weg van die Israeliete af," het die Egiptenare geskree. die Here veg vir hulle teen Egipte. Toe al die Israeliete die ander kant bereik het, het God vir Moses gesê: "Strek jou hand weer oor die see uit." Moses het sy hand oor die see uitgesteek en die water het teruggekeer na sy plek. Die Egiptenare het probeer ontsnap, maar God het hulle in die see laat vergaan. So het God daardie dag Israel uit die hand van die Egiptenare gered. Toe die volk Israel die almagtige krag sien wat God teen die Egiptenare gebruik het, was hulle verstom. Hulle het hulle geloof in God en in sy dienaar Moses geplaas.